Slaying
skeef gaan met die preek ophou, dan weet jy, is nou net bietjie die slijm in die keel wat gebied daar. Maar, dis vandag die laaste Advent Sondag, die Sondag Advent, die tyd wat ons Jesus komst na die wêreld toe afwag, en ons vanoggend gaan ons weer terugkeer, soos wat ek begin het met die Adventtyd, gaan ons vanoggend en dan tot en met Oudjaarsdag, en ons besig is met die brief aan die Romeine. En ons gaan vandag kyk hoe genade en verlossing die hart van die verhaal van Kersfees is, en dat ons die hele Kersfees bedien. Ja, vriende, ons het elke Sondag 'n ritueel waar ons vir mense geleentheid gee om Kerssaam te steek. Die ritueel is 'n gebedsgeleentheid, is 'n geleentheid waarin jy jou gebed aan die Here kom opdra. As jy iemand het vir wie jy wil bid, of jy wil vir jouself 'n gebed opstuur, as jy net 'n paar mense voor te bid, jy werk oor 'n paar Kerssaam te steek. Die gebede is die wierook wat opstyg voor die troon van God, Openbaring 6 vers 9 tot 11. En dit is die gebede van die gelowiges. En ons as gelowiges kan daardie gebede beamoen as ons 'n Kers kom aansteek. So as jy 'n Kers vanoggend kom aansteek, is jy baie welkom.
Vriende, in die evangelie kom duidelik na vore dat God as mens gekom het om ons te roep. Want hy het ons rampal vir hom gesoek en gevind. Hy het ons toe kom red deur die bloed van sy seun, wat ons vir hom in sy dood gedoop het. En dis met daardie sekerheid dat ek vir jou gesê, daar's genade, daar's vrede vir julle van God, die Vader en die Here Jesus Christus. Ons dien die Here met ons lofprys en aanbidding, is Kerstyd, so ons sing alles Kersliedjies vanoggend. Yes.
ons uit Romeine 6, en ons gaan lees die eerste 11 verse daarvan. Ek sê ons is die hele tyd in Kerstyd besig met Romeine. Dit is 'n ongelooflike brief van Paulus oor God se genade. Kom ons bid net weer saam. Ons staan vandag op die vooraand van Kersfees. 'n gewone feestelike en 'n blye viering is. Here, baie keer raak ons net so weggevoer deur hierdie gevoel van die lekker, dat ons vergeet waaroor Kersfees regtig gaan. Ons vergeet die lyding wat die Kersfees na ons toe gebring, of die verlossing wat die Kersfees na ons toe gebring is. Mag ons hierdie Kerstyd weer gaan. Here, en mag ons onsself weer herinner aan die groter prent. Dit gaan nie net oor die viering van Jesus se geboorte, maar oor die hele doel daar. Daar is 'n groter plan wat ons gedagtes moet vul en wat ons moet onthou. Mag ons Here onthou dat Jesus ons verlosser is, die ware boodskap van Kersfees. Ons verlossing is gebore, sodat ons in Jesus se dood gedoop kan wees. Ons het die genade van Jesus wat in ons werk tot verlossing. En Kersfees is genade. Die genade van God wat na ons toe gekom het. Mag dit wees wat ons op vanoggend saam in die woord vind. Amen. Romeine 6, Paulus sê, wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen, sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is in sy dood gedoop is nie? Deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magstaat van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kan word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van sonde. Ons het saam met Christus gesterf. Daarom glo ons ook dat ons saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is vir eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy, en hy lewe vir God. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus. Baie belangrik dat hy in vers 4 sê, weet julle nie dat julle in Christus Jesus gedoop is en sy dood gedoop is nie? Deur die doop is ons saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike daadsmag van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Ons het met ons doop deel geword van die uitverkore volk, die familie van God. En dis een van die mooiste tekste wat ons kan gebruik as ons aan vandag op die doop hou. Maar behalwe vir die doop sal ons sekerlik tereg kon vra, maar wat het hierdie teks met Kersfees te doen? Dan sien die res van die teks lyk eerder asof ons dit tydens lydenstyd moes gebruik. Miskien moet ons hier teruggaan na die ware betekenis van die boodskap en die verhaal van Kersfees. En dis 'n verhaal wat maklik verlore raak, wegraak tussen die prentjies van die stal en die donkie en die bees en die babietjie en 'n krib en al die geskenke en partytjies. Kersfees het begin as 'n viering van Jesus as die lig vir die wêreld. Hiermee wou eerste gelowiges opstaan teen die heidense fees van die lig, wat min of meer dieselfde tyd as gevier word, rondom 21-22 Desember, wanneer die jaarwending plaasvind, word die fees van die lig gevier, of is die fees van die lig gevier aan die heidense wêreld rondom die gelowiges. Christus se antwoord daarop was dat met die viering van Kersfees hulle heenwys na Jesus as die lig van die wêreld.
En Jesus het self ook so na homself verwys. Daar is nie 'n ander lig as die lig van Jesus se geboorte en lewe om na te volg nie. Wie die ewige lewe wil hê en dit kry deur Jesus as lig van die wêreld. Lig en lewe gaan saam. En Jesus is die gewer van beide. Hy alleen gee die lig van die ewige lewe. Kersfees herinner ons daaraan dat ons gedoop kan word in God se familie in, danksy die menswees en menswording van Jesus. Het Kersfees nie gekom nie, het ons nooit doopgeleenthede gehad nie, het ons nie kerk gehad. Was ons nie vandag hier saam as 'n gemeenskap van gelowiges, wat deur God se menswording vir ons tot stand gebring is. Maar dan is Kersfees veral, en ons vergeet dit baie, die verhaal van die kruis. Ons kan dit nie losmaak. Dit is toch waarvoor Jesus as mens gebore het. En die profeet Simeon het 8 dae na Jesus se geboorte met sy besnydenis daar in die tempel vir Maria gewaarsku dat 'n swaard deur haar siel sal gaan. En die eerste verbintenis is in die Kersfees en die kruis. Kom as Jesus gedoop word. So ongesien dat baie mense dit vandag nog is. Jesus ontvang nie die doop wat ek en jy vandag ontvang, wat ons vandag hier gaan uitdeel nie. Jesus ontvang die doop van Johannes, wat bloot 'n reinigingsdoop, 'n sondeafwassing was. En dan kan jy vir my sê, maar Jesus het nie sonde gehad nie. En dis juist die punt. Dis hoekom Johannes die doper verweier het om Jesus te doop. Maar wat is die punt van die ding? Jesus antwoord dit self in Matteus 4 voor hy gedoop word. Tog moet jy dit nou doen, want so moet ons aan die wil van God voldoen. Die wil van God is dat Jesus kom sterwe vir ons sonde. Dus, wanneer Jesus homself laat doop, neem hy ons sonde op hom. En word hy gedoop om ons sonde af te was. Dit wat hy aan die kruis gaan doen hy op in sy doop. 'n Spieelbeeld van sy kruisiging. En ongelooflik. Dis eintlik ongelooflik as jy evangelie van Matteus wat jy sien, hoe hy omraam word deur die groot boodskap van 2 woorde. Die begin en die einde van die evangelie. Immanuel, God is met ons. Dis die hele evangelie staan binne dit. Dis die evangelie van die koninkryk. Die evangelie van die koninkryk is God is met ons. Die koninkryk is met julle. Die koninkryk van God het naby gekom, hy is tussen julle. En dan kom Jesus se doop. En dis die binneraam. En daai binneraam word gevolg na Jesus aan die kruis is. Deur die bespotting van die Fariseërs. Na Jesus se doop word hy deur die duiwel uitversoek. En die bespotting van die Fariseërs en die mense is presies dieselfde dinge waarmee hulle hom spot is, waarmee die duiwel hom probeer uitvang. En is daar binneraam binne die groot raam. En binne dit alles die koninkryk van God naby gekom. Ons doop daarin is 'n manier om te bevestig dat ons ingetrek word in hierdie genade. Dit bly ons binne die nuwe volk van God. Dit bevestig vir ons dat God se genade ook vir ons geld. En dat ons altyd deel daarvan sal wees. Die genade van die verbond wat die doop tot stand bring, is die genade van die kruis. En dit sluit almal in van ons, wat hulle selfs, al is dit soms twyfelend,
kruis oorgee. Net soos die skaapwagters en die wyse manne, waarskynlik self nie 'n idee gehad het wat hulle aanbid nie, maar hulle het aanbid. Paulus sê in vers 3, ons is gedoop in die dood van Jesus. Dus ek sê, miskien klink het soos 'n lydenstyd preek. Ons het lydenstyd gepreek uit die teks net voor hierdie in Romeine 5. Jy kan lydenstyd kers is die enige tyd van die jaar preek oor Romeine, want dit is daar so ongelooflike rykdom van inligting. Eintlik is ons hele geloof daarin vasgevang. As jy nog kinder is van die kerk se belydenisskrifte en jy ken die Heidelbergse Katekismus nog uit jou kop uit. Die Heidelbergse Katekismus volg presies die raamwerk van die brief van Paulus aan die Romeine. So die Heidelbergse Katekismus sit ons geloof uit vereen volgens die samestelling van die brief van die Romeine. So ongelooflik is daardie brief om te gebruik. En ons weet vandag, Kersfees en lydenstyd kan nie losgemaak word. Die een is nodig vir die ander. Ons het Kersfees nodig om by lydenstyd uit te kom. Ons het lydenstyd nodig om Kersfees sin te gee. Die lig wat vir die wêreld kom skyn nie net in die ster wat in Bethlehem oor 'n stal hang vir die wyse manne om te vind nie. Dit skyn nie net binne in die krib, binne in die stal bo op die krib, soos wat ons op die Kerskaartjies sien. Die lig skyn vanaf 'n kruis op Golgotha en vanuit 'n leë graf in 'n tuin in Jerusalem, of net buite Jerusalem. En waar die lig skyn, die lig van die wêreld, Jesus, waar hy skyn, word lewe gegee. Dit maak ons een met Christus, sê Paulus, vers 5. Dit bring 'n band met God tot stand wat net moontlik word, omdat 'n God homself as 'n mens aan ons opgee. God het ons lewe kom betree, letterlik, tasbaar, sodat ons die ewige lewe saam met hom kan betree. Hy het saam met ons deel van hierdie wêreld kom word, sodat ons in sy bloed geestelike en 'n ewige eenheid in hom kan hê. Dit kan nie eens weggewas word deur die dood wat ons self deurgaan. Kersfees bring die lewe en die hoop in 'n wêreld waar wanhoop mense na partytjies wat ooreet en oordrink toe dryf. Kersfees is meer as die dier by die braai. Dis meer as die tafels wat kreun van 'n oorvloed van kos. Dis meer as die regte geskenke kry of die liggies en die musiek in die winkels. As Kersfees hierdie dinge was, dan ons net sowel soos Koos van der Merwe sing, spaar my Here, spaar my nog 'n Kersfees. 'n Kersfees sonder hom. En dan is Kersfees niks meer as die heidense fees van die dag. Kersfees gaan oor God se verlossing. Dit gaan, soos die kruis en die leë graf, oor die evangelie, oor die goeie nuus van God wat die laaste en finale offer gebring het, wat homself as offer kom gee, om die wêreld van sonde en dood te red. As ons dit vergeet, dan kan ons daar, en dan moet ons daar liewer ophou om Kersfees te vier. Want die heilige lof waarmee die Kersfees, die Kersfees kom vul, het vir ons geen betekenis nie. Ons het Kersfees ontheilig tot 'n dronk en 'n vraagstukke party. Partytjie raak ons vas net by die geboorte. En dan word Kersfees 'n verjaarsdag gemaak. Dit gebeur alles daarop by dat Jesus glad nie in Desember gebore is nie, maar waarskynlik Julie, Augustus en
In die somer wanneer die vee buite kon bly, die skape buite kon bly. Daarom vier ons nie Jesus se geboorte as 'n menslike datum of 'n verjaarsdag, maar as 'n goddelike ingreep deur die Heilige Gees wat meegebring het dat God ergens in tyd, in ons tyd, deel van ons mens wees en ons menswording geword. Uiteindelik wys Kersfees hier na die kruis. Die Kersfees wil vier, moet altyd gaan dink aan die swaard wat deur Maria se siel gegaan het. Dan alleen kan ons Kersfees met hoop en vreugde vier. Dit bring ons by mekaar, omdat God ons reeds in mekaar verbind het. Ons vier Kersfees as 'n gemeenskap wat tot 'n eenheid gebind is deur die bloed van Jesus wat ons van hom verlos het. Dis waar die doop weer inkom. Ons is in hierdie gemeenskap ingedoop. Vir meeste van ons daar lank voordat ons nog geweet het van Kersfees. Trouwens lank voordat ons enigiets geweet het. Dis die grootste wonder van Kersfees. Ons is in die Kersfees kind se bloed gedoop, sonder dat ons iets daarvoor kon bydra. Kersfees is nie ons wat die gebore God in 'n krib vind. Dis die verhewe God wat ons reeds voor ons en sy geboorte gevind het en na ons te gekom het om ons te roep en te red. Daarom moet ons die Kersfees vashou, of by Kersfees vashou by die geboorte van Jesus. Dit is 'n oorvereenvoudiging en 'n verskraling van die verlossingsverhaal. Verhaal begin lank voor Kersfees. Dit begin reeds voor die skepping, sê Paulus en Petrus vir ons. En die verhaal van God se verlossing loop lang voort na sy opstanding en hemelvaart en selfs na sy wederkoms. Dit loop deur na 'n ewige lewe vir elkeen wat deur die verlossing vrygemaak is. Elkeen wat in die dood van Jesus gedoop is. Ons verlossing is verskans in die bloed van Jesus. Dis ewiglik gewaar. Dit sê Jesus self vir sy disippels as hy nagmaal self. Wat is ook die ander sakramente Kersfees betref. Ons behoort aan God, want hy het ons skoon gewas in die bloed van die Lam, hoor ons in Openbaring 7 vers 14. So het hy ons in die dood gedoop, in sy dood gedoop vir ewige lewe. Daarom is Kersfees 'n fees van vreugde, die vreugde van God se verlossing in Jesus Christus. Amen. Jou vriende, die Here Jesus het self die doop ingestel. In Matteus 28 sê hy vir die disippels om uit te gaan en mense vir God se koninkryk te wen en hulle dan te doop. In Galasiërs 3 en in Handelinge 16 sien ons duidelik dat hierdie gebruik nie net vir groot mense bedoel was nie. Dis trouwens gekoppel aan die verbond met Abraham, wat deur Jesus in sy bloed nuut gemaak is. In Galasiërs 3 maak Paulus dit duidelik dat Jesus 'n nuwe verbond, 'n lyn is wat loop vanaf die verbond van Abraham met Jesus as eintlike nageslag van Abraham. Dis wat vers in Galasiërs 3 vers 15 tot 21 baie gedeelte. Maar dit is ongelooflik om te sien hoe hy die verbonde koppel. Dis deur God se genade alleen dat Abraham en sy hele nageslag gered het. Abraham was in Irak. Hy het sy eie gode gehad. Toe hy later sy kleinseun of sy seun terugstuur Irak toe om vir hom 'n vrou te gaan soek, toe sit hy met 'n vrou met heidense gode. In Galasiërs 3 sê Paulus, God het Abraham met genade gered. Hy sê dit in Romeine 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Omdat dit nie 'n menslike handeling is nie, maar 'n handeling uit genade. Daarom moet ons in ons kinders
van geboorte af daarin gedryf. En daarom doop ons so klein en onverstaande kindertjies in die kerk. Ons gee erkenning dat God se genade ook groot genoeg is vir ons kinders. Maar ons doop ook volwasse mense wat geloof, dat hulle geloof in God bely en erkenning gee aan die grootheid van God se genade om ons en ons kinders daarin te bring. As ons wil luister dan ons agter dat dit duidelik in die doop oor God gaan en nie oor ons nie. Hy het ons vir hom gekies en gered, lang voordat ons daarop kon antwoord. Die doop is 'n seël dat ons in die kerk van God ingelei word. Dat ons deel is van die gemeenskap van gelowiges. Selfs al weet ons niks daarvan. Die doop verseker ons dat die Heilige Gees in ons is, omdat ons aan God behoort. En is die gawe van die Gees het genade ontvang. Selfs al is ons te klein om dit te gebruik. En vir ons wat groot genoeg is om dit te verstaan, is dit die bevestiging dat ons die Heilige Gees het. Omdat ons 'n geloof vashou aan die God wat uit genade sy Gees vir ons gegee het. As niks besonders wat behoort te gebeur by die doop, of hoef te gebeur by die doop nie. Want God se genade is nie die uitsonderlikheid, is in die kruis van God. En wie dit in geloof aanvaar, het die Heilige Gees as belofte ontvang uit die hand van God. Ons antwoord nou net op hierdie belofte. En 'n belofte aan God se genade, en vir onsself 'n belofte aan God se genade, na genade te verbind. Elkeen wat hierdie belofte self maak, het die taak en die opdrag om in hierdie geloof en genade volhard te word, te volhard onder die krag van die Heilige Gees. En julle as ouers het die grootste taak is om hierdie kind van julle groot te maak self om eendag daarop te kan antwoord. Ek gaan net eens daar stop, ek het net iets geskiet. Ja, moet my eers vir ons sing, dan gaan ek vraag dat Marco na vore toe kom dan daar om die doopvraag wat skies, ja? Ek is...
bid in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen. Ons ons self troos. Ons bid saam. Here, ons wil baie dankie sê vir hierdie wonderlike geleentheid om met hierdie gesin te kon doop, en vir hulle die teken te gee, dat dit deel is van die familie. Ingesluit in die familie, Here, en dat hulle in die dood gedoop is, en daarom die verlossing van Jesus se bloed, ook vir hulle geld. Mag hulle lewe so inrig, mag hulle ook die klein tieners so groot maak, dat hy eendag self dit sal kan kom sê, ek glo in Jesus Christus. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Kom ons sing vir hulle die seënbede van 2:2. En ons sal Oh,
van die laaste 3 maande familie in dood afgestaan het. So as Kersdag vir jou 'n moeilike dag is, dan weet ons dink aan jou en ons bid vir julle. Maar ons hoop om julle ook in die kerk te sien. Kersdag almal, sodat julle kan hier wees om ook in die hoop van Kersfees te deel saam met ons. Alles sou ook hartseer. Daar is ook hoop en hartseer. As jy uitgaan huis toe, kan jy weet die Here sal jou seën en hy sal jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn, hy sal jou ook genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en hy sal ook aan jou sy vrede gee. Amen.